Drie belangrike dae. Vrydag, die Here se lewe gegee. Saterdag, die stil Saterdag. En Sondag toe opgestaan het en die dood oorwin het. Maar wat vir my so interessant is, ek sê vir baie maal, ewen in ons omstandighede, dan dink ons dat jy bid en jy hoor nie. God is daar nie, hy dink ook so. Ek weet al ooit gedink vir 'n oomblik, van die dag dat hy gesê het, tetelestai, oomblik wat hy gesê het, is tetelestai, toe die steen weggerol het, wat het tussen daai tyd gebeur? Hy was nie maar net stil nie. He was busy operating. Like never before. En dit is daar waar die oorwinning begin het, regtig. En ek wil vanoggend vir die Here dankie sê, ons herdenk vandag, hierdie dag, dit is 'n goeie dag. So ek sê, dit gaan nie oor die dag of die datum nie, maar dit gaan oor die feit, dat hy sy lewe gegee het, en dat hy opgestaan het, en hy sit in die regkant van God die Vader. Amen. Ek wil graag met u vanoggend gesels, en dit gaan dalk 'n bietjie vreemd wees, die hele manier wat hierdie boodskap ingesit is, maar weer eens, ek gaan net doen wat die Here vir my gegee het om te doen. En my gebed in hierdie dag is dat God se Gees met u sal praat, en soos die Here met my gepraat het hierdie oggend. Want ongelukkig, dit was weer so. Ja. Maar weet jy wat dit is? Ek sê altyd die Here tugtig diegene wat hy lief het. En as jy gaan jou Bybel saamgebring, ek het ook maak by Matteus 26. Ons gaan daar 'n paar verse vaar, ons sal saam lees. En jy kan gerus ook, as jy wil, weet na die tyd, maar weer die gedeelte gaan lees. Ons gaan saam lees vanaf vers 31 af. Nou ek weet in die Afrikaanse Bybel, ek weet nie die Engelse Bybel nie. In die Afrikaanse Bybel, die 33 vertaling, is daar 'n opskrif wat sê Petrus gewaarsku. Wie was Petrus? Wat het die Here Jesus vir hom gesê? Jy is die rots, op wie ek my kerk gaan bou. Wie is die kerk? Ons. So ek wil vanoggend aan u die waarskuwing rig wat die Here op my hart gelê het. En ek sit vanoggend in my kantoor en ek is besig om met die Here te praat en ek dink hoe die hele ding afgespeel het oor die Paastydperk. En ek dink vir myself, hoe moes dit vir die disippels gewees het? Hoe moes dit vir Maria gewees het, daai oggend? Die familie van Jesus. Toe hulle die volgende dag moet opstaan, het hulle ooit geslaap. Waarom? Want ek kan nie dink dat ek sou kon slaap nie. Want hulle het opgestaan met die feit om te weet dat Maria het geweet dat haar seun is gekruisig. Maar meer as dit gaan nie oor die kruising nie, maar dit gaan oor die verloop van dit. Wat daar gebeur het gedurende die tyd, want dit was 'n gruisame storie. Terwyl ek so sit volgende, ek glo nie as ek so gedurende hierdie tyd is 'n stukkie brood of wat te eet nie, want hierdie gruisame ding wat voor my afgespeel het. En ek dink toe hulle opgestaan het, en ek is seker wie wat hier sit, wat hulle geliefd aan die dood afgestaan het, sal saam my stem, as ek sê, as jy die volgende dag opstaan, staan jy op met 'n swaar gemoed, want die persoon is nie meer daar nie. Dit voel donker, dis 'n somber tyd, wat jy deur. Maar soos ek sê, dit het nie gegaan so seer oor die kruising nie, maar oor die verloop van dit, wat gebeur het. Maria het geween oor haar seun, die broers het geween oor hulle broer, die disippels, hulle was nie daar nie, want die woord sê, hulle is uit mekaar uitgedrywe, maar ek seker op hulle eie plek waar hulle was, en die gate wat hulle weggekruip het, want hulle was bang, hulle word vervolg. Ek kan jou eerlikwaar sê, ek dink as ek in daai posisie moes gewees het wat hulle was, sou ek sekerlik dieselfde gedoen.
En ek lees hierdie gedeelte vanoggend en ek dink vir myself, maar as ek na die disippels kyk, dan kan ek verstaan, hulle was bang vir die vervolging wat gekom. As jy kyk wat Jesus deurgegaan het. Want ek weet, as jy weet, dit gaan vir jou wat gaan jy doen? Maar aan die ander kant, is hulle sy disippels, hulle het aan hom beloof dat hulle sal by hom staan. No matter what. En terwyl ek so sit vanoggend en ek dink aan hierdie goed en ek dink myself, maar hoe kon hulle dit doen? Hoe kon hulle net hulle rug te draai op dit? Maar jy sien, ek dink met hulle heimwee en wat hulle gevoel het daai tyd, as hulle maar net geweet het, hoe gaan ek dit nou sê? As iemand die Here het sy lewe afgelê en dit was voltooi dat hy wil rise again. Maar in die omstandighede, as dit voor jou moet afspeel, dink ek nie geen mens kan dink by jouself dat jy gaan hom weer môre sien. In ons menswees. Maar as hulle maar net geweet het, want toe hulle kop onderste bo loop, toe was daar reeds lewe in die graf. Toe hulle kop onderste bo loop, toe is die steen reeds weggerol. Terwyl hulle uit hulle gate uitkruip, toe sit die engel klaar reg om vir hulle die goeie tyding te gee. Maar nog steeds loop hulle met hierdie hartseer in hulle binneste oor hulle God wat weg is. Ek wil hier met saam my lees Mattheus 26, ons gaan verse vanaf weg, ons sal 'n paar verse saam lees. Vers 31, hy sê, toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal hierdie nag aanstoot neem aan my. Want daar is geskrywe, ek sal die herders slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. Daarom antwoord Petrus, vers 33, en hy sê vir hom, al sou almal wil aanstoot neem aan u, ek sal nooit aanstoot neem nie. Jesus sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, in hierdie nag voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus sê vir hom, al moes ek ook saam met u sterwe, sal ek u nooit verloon nie. So het die disippels ook gesê. Maar wat gebeur? Toe die tye die deur slaan, toe is hulle weg. En ek wil hê moet mooi hoor wat die volgende sê, jy moet aandagtig luister, maar terwyl ek praat, refer terug na ons eie lewe, want ons is die kerk. Wat gebeur wanneer die tye die deur in jou lewe staan? Jy maak dit weg, want ek is nie gebou vir die lewe. Ons sing vanoggend hierdie liedjie, en daar was 'n rede hoekom ek gesing het, I place you in the highest place. Nou vra ek vir jou, do you really do that? Sit ons regtig die Here Jesus op die hoogste plek? Hoor mooi, not just any place, the highest place in your life. Want jy sien, ons sê baie maklik, ons sing baie maklik, ons is vinnig om te sê, ek sal my lewe vir u aflê, Here. Maar die oomblik toe die manne hulle hande aan Christus slaan, toe spat hulle in verskeie rigtings in. Ons het nou net gesing, I place you in the highest place. Maar nou wil ek vir jou vra, kind van God, wat is daar in jou lewe
wat jy nie kan neersit nie. Dit kan enigiets wees. Maak nie saak hoe, wat is daar wat jy nie van ontslae kan raak in jou lewe nie? Maar nou wil ek vir jou sê, jy moet mooi dink as jy sê, I put you in the highest place, because if there's something above that you can't leave because of the sake of not leaving it, then you put it there above God. En ek vra volgens jou, wat is daar in jou lewe wat jy nie van afstand kan doen nie, want dit is vir jou te belangrik. Want jy sien, ek dink baie van ons moet nie dat die liedjie sing, I put you in a higher place. But not in the highest place if you cannot leave the things of this world alone, the things that brings a hindrance tussen jou en God, dan kan jy nie sê, I put you in the highest place nie, dan moet jy net maar eerder sê, I'll put you in a higher place. Want eerlijk waar, ek vir God, hoor mooi, as jy sê, I put you in the highest place, and you don't do it, then you lie. Die woord sê dat God deel sy eer met niemand nie. Wat dat jou vir een oomblik dink, dat God gaan sy plek en sy geregtige plek in jou lewe deel met iets anders. Maar ek sê ons is vinnig om te praat, want die liedjie sing so lekker. O, dit is so mooi. Maar ek vra vir jou, because ons praat baie vinnig, maar ons doen toch so stadig. We talk the talk, but we don't walk the walk. Jesus sê in vers 1, hy sê, julle sal almal hierdie nag aanstoot neem aan my. Toe is Petrus vinnig om te sê, al sou almal ook aanstoot neem, ek sal nie, ek dien nie met my lewe. Maar weet wat, ons is vinnig om te sê, Here, ek sal my lewe vir U gee. Maar as die Here in jou deur kom klop en hy sê, my kind, gee my net bietjie 4 ure vanaand van jou tyd, om op jou aangesig voor God te gaan lê, en soek my vir 'n bietjie, dan kan ons dit doen. Ek hoor gisteraan iets wat 'n pastoor sê terwyl hy bedien. Jy weet die gedeelte in die skrif, wat ook verwyder is, wat hy praat van hierdie geslag, sal nie uitgaan sonder vasting en gebed nie. Baie mense het 'n waandruk en dink hulle praat van die geslag ons. Dit gaan nie oor dit nie, dit gaan oor demoniese magte. Maar en hy sê dinge, dis so waar wat hy sê. Daar is krag in die naam van Jesus Christus, absoluut. Maar hoekom sal Jesus vir hulle sê, hierdie geslag gaan nie uit sonder vasting en gebed nie. Maar jy sien, ons wil in ons rocking chair sit, and we want to say, I rebuke you in the name of Jesus, and we think that's more than enough. Sometimes it takes a bit more than that. It takes you to get down on your knees. En moet jy jou mond besluit vir die lekker dinge in jou lewe, en God se aangesig te gaan soek, want weet jy wat, dit is die enigste manier waarop dit gedoen kan word. En ek sê dit met absolute respek, daar is verskriklik baie krag in die naam van Jesus. Die vyand sit dit daarin. Maar hier is die ding, daai demone wat ons gepraat het presies geweet wie Jesus is. En ek dink persoonlik die vyande en die demone ken hom beter as dat nie wat ek ken. Petrus sê, al moet ek saam met U sterwe, ek sal U nooit verloor nie. You are in my highest place, God. I will never turn my back on you. He talked the talk, but did he walk the walk? No, he didn't. He didn't. Hy was vinnig om sy swaard te trek. Maar toe dit bietjie verder gaan, toe hy sien wat aan die gang is, toe verander die prentjie. En dit is wat ek altyd sê, mense verstaan nie altyd dit nie. Toe ek in die bediening ingekom het, het ek die Vader hoor, maar ek het nooit in my lewe gedink dat ek gaan doen wat ek doen en ek gaan weet waar ek is te doen het wat ek nie te doen het. Ek was al my lewe lang, ek het al goed keer gesê, in orkeste met sang en muziek, en dit was my ministry, en ek was happy om na te wees. Maar toe sê God, boy, I've got something different for you, stop. En wanneer hy roep,
kan ek jou vandag sê, nie net wanneer hy jou roep nie, maar wanneer hy jou opdrag gee, gaan dit iets buite jou comfortzone wees. Dis goed wat jy nie meer gemaklik is nie. En dit is juist daar waar die opofferings begin kom te sê, Here, ek sal dit doen. Ek sal opstaan. Ek sal my man staan. Maar jy sien, ons doen baie maal soos Petrus. Ons bely hom met ons lippe, maar ons harte is ver van hom af. En terwyl ek dit lees vanoggend, sê ek myself, Petrus, hoe kon jy dit doen? Hulle was saam met hom oral waar hy beweeg het. Hulle het alles ge-experience saam met hom. Sy krag, sy wonders, hulle het gesien wie hy is. En jy sal dink, ek sal my lewe gee, dan sal hy. En terwyl ek so dink, en ek lees hierdie gedeelte, en dit kom by my, en ek dink myself, maar ons doen toch presies dieselfde. 2000 jaar later, en ons doen presies dieselfde. En ek lees verder. Ek begin aan vers 56. Hy sê, maar dit alles het gebeur, dat die skrifte van die profete vervul sou word, toe het hulle al die disciples hom verlaat en gevlug. Dan dink ek myself, maar hoe kan dit wees? Ek meen, uit die 12 of wie wil nog allemaal daar saam met hom was, moes daar ten minste een gewees het wat gesê, als die wel. Wat hy dit? En weer kom hier in my, en ek dink myself, maar het gesê as hulle lewe afleef. En die Heilige Gees praat my, en hy sê vir my, maar julle doen presies dieselfde. Julle beloof, julle lewe aan my af. Julle sê, julle sal alles vir my doen, maar die oomblik is op die trek. Ek het dit al van tevore gesê, ek het op 'n stadium, kom ons van 'n konferensie af terug, en die Here het met my gepraat, kliphard, by die konferensie. En die Here gee my instruksie, ek en my vrou, ek huil al die pad terug van die was. En ek sê, hoe gaan ek dit doen, Here? En toe ek van die kliënt af kom die volgende dag, en ek beloof hart en mond vir die kliënt, ek gaan vir haar iets doen, wat ek nie eens doen in my leidse besigheid nie, maar hy sê toe, al my gelep en hulle nie, al my probleem. En ek loop eens sparm op my drive. Toe ek so inloop by die deur, waar die aircon die wind is op my gewaai, en die Gees van Here sê vir my, ek gee jou instruksie, jy doen nie eens wat jy gesê jy gaan doen nie, maar jy beloof vir die kliënt hart en mond, dat jy van gaan doen. Jy sal dit maak gebeur, en al wat ek vir jou vra is, doen vir my, kom staan in diens vir my, kom doen wat ek wil hê moet doen, en jy sê vir my, Here, hoe gaan ek dit doen? Als ons woorde agter, die Here het gesê, die 4.000 teugels behoort aan my, dink jy kan nie vir jou sorg hê. But we are scared to take this step. Vers 57, hy sê, die wat Jesus gevangen geneem het hom weggelei na Caiaphas, die hoofpriester waar die skrifgeleerdes en die ouderlinge vergader het. En Petrus het hom van ver af gevolg, tot by die paleis van die hoofpriester, en hy het ingegaan, en by die dienaars gaan sit, om die einde te sien. En Petrus was een van die Here se voorste manne. So jy moet daarom ons jou stem ons maar regte, bietjie laat hoor, maar hy sê, gaan sit saam met die dienaars. En vraag, hoekom? Hoekom? Hy volg hom van ver af. Nie van naby af nie. Maar hy beloof, Here, ek sal saam met die sterwe. Hy gaan sit nie by die skrifgeleerdes nie, hy gaan sit by die skrifgeleerdes nie, hy gaan sit by die dienaars. Wat is die dienaar? Wie is die dienaars? Maar hy gaan sit daar om te kyk wat die einde is. En weer eens sit ek vanoggend en ek sien die kerk van God,
in die toestand waar hy sit. Want weet jy wat, die kerk het met dieselfde houdingkie van volheid, vol van hulle self gesê, Here, ons sal dit doen. En dis hoekom die kerk in die toestand sit wat hy sit. Because we say we place him in the highest place, but he's nowhere to be found in lots of churches. But hy's baie min kerke. Na die eerlikheid gesê. Maar jy sien, die groot ding is, nou sit ons soos Petrus op ons stoeltjie, want ek is op my pad hemel toe, singend, springend, ek is op my pad hemel toe, en dit is dit, en ek sit en bekyk die hele spul, en ek wag vir God om my te kom haal. In stede, dat ons opstaan en sê, Here, ek kan nie net sit en toe kyk nie. I need to say something, even if it means it's going to cost me my life. I need to stand up and say something. En hoor wat ek vandag vir jou sê, dink van God, dit is wat die Here van my en jou wil hê, om op te staan in hierdie tyd waarin ons nou lewe, en te sê, ek gaan nie net sit en toe kyk hoe my familie die afgrond ingaan nie, hoe die wêreld ons vergaan nie. God verwag van ons om op te staan en uit te gaan en te gaan sê, so sê die Here. Dit is 'n verpligting wat ons het teenoor ons medebroers en susters. Ons kan nie net op ons rocking chair sit en dink ons gaan die hemel ingaan nie. Terwyl ek so op my kantoor sit en ek bid en ek maak my oë toe sien ek in die kerk vol lazy boys. En almal sit met hulle voete uitgestrek, hulle armpies gevou en wag. Hoeveel keer sit ons in die kerk, dan kan die mense nie eens hulle hande opsteek en sê, dankie Here vir nog 'n dag nie. Maar ons dink ons is op ons pad hemel toe. Die kerk is in 'n toestand. En ons sit en bekyk dit net. En ons wag, want ek gaan nie nou, hier is die ding vir my. Ek dink dit is tyd dat ons opstaan en bietjie ons hande gaan maak oor. Let's get stuck in. Maar 'n koortjie wat sê, ek weet nie wie dit doen nie, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Here ontmoet. Maar ek is tog so bang, ek gaan my naaltjies breek. Maar op Goeie Vrydag, toe gee hy vir jou alles. But ons wil op die stoeltjie sit. But we need to get up and get stuck in. Ons moet sê, Here, hier is ek, gebruik my, stuur my. Want hoekom? Ek kan nie stil bly nie. Ek kan nie stil bly, maar eie lewe kan ek kan onmoontlik nie stil bly nie, want ek weet waar God my uitgehaal het. Hoe kan ek nou vir iemand wil vertel wat God vir my gedoen het nie, as ek weet hoe diep ek in die moddersluit was toe hy my uitgered het nie. Ek weet, die woord leer ons dat ons moet getuig van God se goedheid, ons moet getuig van sy grootheid. Ons sal oorwin deur wat? Die woord van ons getuienis. Maar nou wil ons nie vir mense vertel, maar hoorie, ek was 'n drankdealer, ek het vir 7 jaar lank drugs gedeel, en ek was 'n drugsverslaafde gewees. Dis 'n groot getuienis. Ek weet, ek doen dit mos nie meer nie. Maar dat die wêreld hoor wie God is, dat die wêreld hoor hoe groot God is. Want baie mense dink, hulle is so ver weg van die Here af, dat hulle kan nie daar uitkom nie. Ek vra vanoggend vir jou kind van God, hoe naby volg jy die Here? Volg jy van ver af? Of volg jy van naby af? Is jy die een wat sê, Here, ek sal U nooit net verlaat nie? Of is jy op die een wat eerste weghardloop as die pyl nie teerslaan? Ek weet, daar is soveel beloftes in God se woord wat vir ons sê, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Ek stuur in die week, stuur ek vir iemand 'n status, en hierdie status lees, hy sê, wat doen ons baie maal? As jy vasgevang is in omstandighede, en jy in die Here gee ons sê, kom wat I can't do, I'm not good enough.
Ek wil nie mooi hoor, ek weet nie hoekom ek dit sê nie. But God is saying to somebody, you don't have to be good enough because I am. Amen. You don't have to be good enough because I am. I've done it. Ek het dit oorkom. Ek het dit gemaak en ek is saam met jou, kind van God. Maar jy sien, ons soek die fout by die disciples. Ons wil kyk en ons kan nie glo wat hulle doen nie. Maar wie wat die Here wil vanoggend hê, ons moet nie kyk na wat hulle gedoen het nie, maar ons moet bietjie leer uit hulle foute uit. Ons moet leer uit hulle foute uit. Vers 69 sê Petrus het in die buitekant gesit in die binneplaas van die paleis en 'n sekere diensmeisie het hom gekom en gesê, jy was ook by Jesus die Galileër. Maar hy het dit voor almal ontken en gesê, ek weet nie wat jy sê nie. Hoe baie maal gebeur dit in ons werksomstandighede, wanneer jy in 'n situasie sit en jy nodig om te sê, hoorie, ek is proud, ek is a child of God, I'm been saved, I've been redeemed by the blood of the Lamb. Maar dit wil jy nie sê nie, want wat sal die mense nou sê? Iemand het jou Sondag gesien koorbans voor in die kerk, maar jy wil dit nie herken nie. Want hoekom? Jy is skaam. Want wat sal die mense van my dink? Vers 71. En terwyl hy uitgaan na die poort toe, sien 'n ander met 'n diensmeisie om en sê aan die wat daar was, hierdie een was ook by Jesus die Nasareër. En met 'n eed ontken hy dit weer en hy sê, ek ken nie hierdie man nie. Ons doen dit so gereed. Ek moet nou my eie lewe, hoeveel keer het ek dit gedoen? Die dag loop ons iemand raak. Ek het nie dit mooi gehoor nie, maar gewoonlik is dit baie skerp in die goed. En ons staan daar en ons praat so en ek sê, eers van jou, laat die groot geword. Hy sê ja, en hy gebruik die Here se naam. My vrou wil dit. Maar toe is hy net weg. Sy sê vir my, sê, ek sê. Hoeveel keer laat ons die baie mense by ons gaan? Kan ons praat met TV? Wanneer ek dit kom. Want daar is nie regtige ding wat jy moet kyk, wat hulle die Here se naam nie gebruik nie. Daar is amper niks. Ons wel, ek weet nie so meer, hoe moet ons net iets wat help. Daar is nie soos jy kan kyk nie. Wanneer ons die Here se naam by, is dit staf. Maar weet wat is tyd, dat ons sal opstaan, en nie sal stil bly en die goed nie vat nie. Ek weet, kan ons regtig so skaam wees vir hierdie evangelie van ons? Kan ons so skaam wees vir die feit, dat ons Pinksterkinders is? Ek weet, is in my bloed. Ek is net so gebore en ek is so geslaan toe ek klein was. Dis in my gedruk en my geprint en dit is wie ek is. Maar as jy in die woord gaan kyk, dan is dit daar. Hoekom wil ons dit nie herken in die mense nie? Kerk, ons het nou 'n paar weke terug oor gepraat, waar die Gees van God nie is toegelaat word om weer te beweeg. Spreek in tale, lig, dit word nie toegelaat nie. Maar ons sit daar, want ons wil geëntertain word. We're not here to be entertained. Ons is nie op hierdie aarde gesit om net te wees nie. Dis iets wat ek altyd bly sê, ons is hier geplaas om 'n verskil te maak vir sy koninkryk. We're not here supposed to just blend in and deal with the grass. It's time that we stand up and we start swimming upstream. Maar weet jy wat?
God came upstream to come and fetch you when you were sliding. Hy was daar. Maar wanneer hy ons vra om iets te doen, dan kan ons dit doen nie. Maar I don't want to be labeled. Wat noem hulle ons? Happy clappies. Ek is bly ek is 'n happy clappie. I don't mind to be labeled, because I'll be labeled for the one who died for me, who laid down his life for me. Hy het die dood oorwin. Ons kan nie op ons rusbanke sit en kyk hoe die mense verby ons net gly nie. Dis tyd dat ons gaan opstaan en sal werk, maak van dit wat aan die gang is. Maak nie saak wat die wêreld vir ons doen en sê nie. Ons moet opstaan en sê, ek sal werk vir Jesus, terwyl die skare staan. En ons kan nie ophou arbeid, tot hy ons kom nie. Ons kan nie. Maar jy sien, baie van ons sit soos Judas binne die kerk. Vra volgens my vriend, hoeveel van ons sit met 'n ou 30 stukkie silwer in jou sak? Maar jy sien, it's time to get rid of that 30 piece of silver. Give it back to who gave it to you and say, Lord, I am putting you this morning in the highest place in my life. Want dit is waar hy hoort. Ek is weer my in die kan nou gepreek. As hy, dankie. Maar weet jy wat? Deur al hierdie dinge was daar 'n môre bestem, soos hierdie môre. En wie wat dit gebeur? Toe Jesus opstaan, toe hy verheerlik lig. Toe is die oue verby, en alles was net. Die manne wat hom in die baard gegryp het en die vleis uitgeruk het, was vergewe. Die een wat hom in die stokke geslaan het, was vergewe. Die een wat die spies in sy sy gedruk het, was vergewe. Die een wat sy doringkroon op sy kop gesit het, was vergewe. Sy disippels was vergewe, because they failed him. En jy kan al vanoggend die sit en vir my sê, maar, ek voel nou half soos 'n Petrus. Ons almal voel so. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, kind van God, but there comes a morning, and that morning is today, waar die graf leeg is, die doeke is opgevou, en dit lê mooi daar reggepak vir ons om te sien, en al wat God van jou en my verwag is, gaan kyk net, en sien die doeke lê, en weet, Jesus lewe, jou sonde is vergewe, vir ewig en vir altyd. Jy hoef nie meer te twyfel in jouself nie, want ek het reeds vir jou die prys betaal. Weet jy wat, ons baie maal skiet ons onsself so af en sê, ja, maar want ek weet nou, toe ek klaar met my boodskap toe voel ek soos 'n donkie hoor. Want ek het presies gedoen wat hierdie disippels gedoen het. Hoeveel keer doen ons dit nie? But there comes a morning. En die Here sê vanoggend vir jou, moenie vrees nie. Ek gaan nie sê. In my hande hou ek die toekoms vas. Ek het die dood oorwin. Ek dink, kan jy vir met dit, my ma sê dit vanoggend voor die diens nogal interessant. Toe die Jesus in die graf neerlê, moes daai lappe vol bloed gewees. Die volgende oggend staan hy op. En hy keer nie dit. Wonder is genees. Weet jy hoe ek wil sê nie? Jesus het vanoggend met wonder. Hy kan jou wonder genees. Jy is dalk stikkend. Hy kan jou herstel. Want dit is wie hy is.
Hy wil hê dat ons moet net by die doeke uitkom en by die besef uitkom dat die prys is betaal. Want weet jy wat, ons hak soveel keer vas in die rad van my probleme, my sonde, alles wat ek verkeerd gedoen het, maar ek wil vandag vir jou sê, kind van God, die prys is betaal. Jy is vergewe. Dit maak nie saak, want weet jy wat, die Bybel is alleen al hoor. Ek het baie goed geweet as jy omsien wat reg en verkeerd is, ek is in 'n Christenheid grootgemaak. Maar nog steeds het ek gedoen wat ek geweet het nie reg is. Maar die woord leer my dat hy is opreg. Hy is regverdig. En hy is getrou. En wanneer ek kom en ek sê, Here, ek het berou. En ek praat nie maklik nie, maar ek het berou. Is hy regverdig en hy sal jou vergeef. Hy sal jou herstel. Maar jy sien, die ding is, hulle moes ook net by die graf uitkom. Moet jy sien, daar is iets wat ek nie gelees het in die Rede, vers 32. Want Jesus sê vir hulle, in vers 31 lees, hy sê, toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my. Want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. Nou sê vers 32, maar nadat ek opgestaan het, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. Kan ek weer uit tweede sê, sal ek voor julle uit na Galilea gaan. Wat gebeur as iemand vooruit gaan? Wat gebeur oor die algemeen? Jy verwag mense om saam gaan. En die Here sê vanoggend vir jou, ek het opgestaan. Ek sal vooruit gaan. Die keuse is vanoggend joune om te sê, yes Lord, I will follow you. Want jy is vergewe. Jy is vrygespreek. Jy is losgekoop. You just need to decide. Want dit is die beauty van hierdie evangelie. Ek dink dit is 'n groot drang vir baie van ons. Maar ons het 'n keuse om te maak in hierdie dag. Om te sê, Here, ek sal U volg. Waar U wil hê moet gaan. Want hy wag vir ons om te volg. Want hy het gekom, hy het sy lewe gegee, sodat nie een van ons verlore hoef te gaan. But it boils down to one thing. Die keuse is joune. Amen.